By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Môre julle, baie welkom, baie dankie dat julle hierso is. Dis lekker om julle te sien. Maar kom ons luister na hierdie musiek en ons kom in die stemming vir ons stilte en daarna praat ek.
Nou ek wil net vinnig vir julle sê hoe ek gaan praat vanoggend. Julle weet nou al by hierdie tyd dat die wyse waarop ek praatjies lewer verskil soms. In terme van soms praat ek heeltemal uit my kop uit, ander kere is dit amper asof ek lees wat op my notas aangaan, en dan soms so tussenin, en vanoggend gaan so tussenin wees. Die rede daarvoor is, dis bykans soos wanneer iemand nou met bladmusiek voor hulle sit, maar hulle weet eintlik wat hulle moet doen. Hulle ken eintlik die musiek, ek weet eintlik nie waarom is die bladmusiek daar nie, maar met my is die rede vanoggend, dat ons moet redelik vinnig klaar maak, en ek het baie inhoud. Ek het oorweeg om dit in 2 praatjies uiteen te gooi, maar dan gaan ons nooit klaar kry met hierdie reeks nie, en ek voel, dan breek ek ook die geheel van wat ek wil sê, en ek weet nou al by hierdie tyd, julle ken die trant van hierdie reeks, so die feit dat jy vanoggend hier is, beteken dat jy graag hierna luister. So, ek gaan nie verskonend wees daarvoor dat ek baie vir julle gaan sê nie, julle weet nou al dis wat gebeur in hierdie reeks, maar julle gaan my sien lees. Soos verlede Sondag gaan julle my baie sien lees, maar ek hoop dat ek nie 'n slegte leser gaan wees nie. So hier gaan ons nou. Dis praatjie nommer 6. Die titel is Terug na die bron. Dit is nou daai oerbron, die metafisiese oerbron. Of is dit eintlik terug tot by Plato? En die vraag is dan, is moderne spiritualiteit eintlik net antieke filosofie? Wanneer 'n ryk wêrelddele oorwin, dan verskuif nie net grense nie, dit verander hoe mense dink. Hoe hulle, en hier is 'n belangrike een, hulle self sien en definieer. Hoe hulle eet, praat, oefen, aanbid. Ek wil vandag nie net oor idees praat nie, maar ook oor hoe dat dit in 'n leefstyl kulmineer. Want na daai filosofie van die Grieke voor die groot filosowe, van die oerbron en later die elemente water, lig en vuur, na daai verklarings van hoe alles daaruit een geval het daar iets kragtiger gekom. En dit is 'n kultuur. Dit is 'n manier van dink wat 'n manier van leef geword het. Hier gaan dit oor Hellenisme. Wat is Hellenisme? Nou Hellas, soos julle weet, is die Griekse naam vir Griekeland. In 334 voor die algemene era, dis mos nou die nuwe term vir voor Christus, steek 'n jong Macedoniese koning, Alexander die Grote, oor na Klein-Asië. Nou, hy was nie bloot 'n soldaat nie, want hy was deur Aristoteles se filosofie beïnvloed. Hy lei dus nie net 'n leer 'n nuwe landstreek binne nie, hy dra 'n hele wêreldbeeld met hom saam soontoe. Binne 10 jaar val die magtige Persiese ryk. Grieks word die lingua franca van hierdie groot bekende wêreld. En taal is nooit net taal nie. Saam daarmee versprei 'n spesifieke manier van dink oor die lewe, oor die werklikheid, oor waarheid, oor die mens, oor die liggaam, en dit was 'n baie ingrypende verandering, kuns, filosofie, opvoeding, sport en godsdiens. Dit is wat ons die Hellenistiese era noem. Stede word nou volgens Griekse patroon gebou. Voor dit was dit mos stadsstate. Maar nou word mense wêreldburgers. Stadsstate verval en dit word 'n groter, wyeer koninkryk. En stede in daai koninkryk word nou op Griekse styl daar neergesit. Dis nie net 'n politieke uitbreiding nie, dis 'n heeltemal 'n bestelverandering, 'n kulturele revolusie. Hoe lyk so 'n Griekse stad? Stel jy nou voor, jy stap in 'n stad in, en dan sien jy die volgende. Jy sien 'n markplein, die agora, waar mense staan en debatteer. Ons kry in die Bybel vir Paulus waar hy op so 'n markplein staan en debatteer. Jy kry 'n gimnasium waar naakte jong mans oefen. Jy kry 'n teater, jy kry 'n tempel en jy kry 'n skool vir filosofie. Hierdie stede was nie net woonplekke nie. Dit was die plek waar jy jouself as individu, en dis 'n belangrike woord, laat vorm aanneem het.
Hier het jy geleer hoe om mens te wees. Nou, hoe het die ideale mens gelyk in hierdie Hellenistiese tydperk? Geletterd, welsprekend, fisiek baie fiks, rasioneel en selfbeheerst. Liggaam en verstand word ontwikkel en gebrei, maar hier kry ons daai tipies Griekse dualiteit. Die liggaam moet gedissiplineer word en die rede moet hom regeer. Die rede moet ook die emosie regeer. Selfbeheersing word 'n baie belangrike deug vir die mens in die Hellenistiese era. Filosofie word 'n leefstyl. Hier dink ons aan 5 skole. Ek gaan hulle vinnig vir julle noem. En ek het gedink ek sal dit dalk vir julle net daai gedeelte vir julle uitstuur in ons WhatsApp groep, want dis baie interessant. Hierdie goed is mens meer na die detail hiervan kyk. Sinisme ontstaan onder die vaandel van Diogenes van Sicilië. Nou dis so min of meer 4 eeue voor die algemene era. Wat was die kernidee van sinisme? Is dat jy radikaal eenvoudig sal leef en baie natuurlik sal leef. Jy verwerp sosiale konvensies en materialisme. Kenmerke hiervan is dat dit amper grens aan 'n, nie net apatie nie, maar 'n totale dissonans met die materiële wêreld. Jesus het ook na hierdie goed toe teruggegryp wanneer hy gepraat het oor 'n eenvoudige lewe, maar syne was meer eskatologies van aard. Hierdie was eties. Jy's 'n etiese mens volgens Diogenes as jy jou sal losmaak van die bestel en losmaak van die materiële goed. Jy moet anti-samelewing wees. Die jong mense sal vandag sê anti-establishment, anti-samelewing. En jy's selfgenoegsaam. Hierdie Diogenes, daar word ons 'n storie vertel dat hy het in 'n vat geleef. En toe die keiser by hom kom staan, of dit was Alexander self, ek weet nou nie mooi nie, ek gaan nou vir julle jok, want ek het die storie nie beplan nie, maar ek onthou hom nou. Het hy in sy son gestaan en met hom gepraat, en hy het vir hom gesê, wat kan ek vir jou doen? Toe sê hy, sal jy net asseblief uit my son uitstaan, dis wat ek al wat ek van jou wil hê. Hy was 'n minimalis par excellence. En die moderne ego van hierdie filosofie is dit, dat 'n mens anti-establishment sal wees, verskoon my woord. En ook sekere forme van radikale eenvoud. Nou die tweede skool wat ontstaan het, was stoïsisme. Ek weet, baie van julle weet baie goed daarvan. Dit was 3 eeue voor die algemene era. Nou die stigter hiervan was Zeno van Cyprus, en sy kernidee was, jy moet leef in ooreenstemming met die natuur en met rede. Hy het ook die hele ding laat posvat van, dat daar is 'n rede, daar is 'n, ek wil amper sê 'n kiem, maar 'n bloudruk, wat alles laat saamhang, en hiervan uit dit het die logos idee in Griekeland sterk posgevat. Hy het gesê, die enigste goedheid om deegtelik te wees is dit waaroor die lewe gaan. Selfbeheersing, emosionele dissipline, aanvaarding van jou noodlot. Maar dan het hulle ook 'n baie kosmopolitiese mensbeeld gehad. Ons is wêreldburgers. In ons dag sien ons die neerslag hiervan in die mindset literatuur, in hierdie geweldige emosionele selfbeheer wat ons ook in die sielkunde het, en hier is hy in spiritualiteit. Jy kan niks anders beheer wat daar buite gebeur nie, maar jy moet beheer wat jy kan, en dit is jouself. So stoïsisme het eintlik vir ons hierdie ding, as ons dit wil reduseer, dan moet ons sê, hy het vir ons gesê, beheer jouself. Epikurisme, ook 3 eeue voor Christus, Epicurus was die stigter hiervan, en hy het gesê, die hoogste goed is plesier. Maar nie lawwe, losbandige, onbeheerste plesier nie, klein dingetjies in die lewe, geniet dit. Hy sê, want as jy dit doen, dan raak jy innerlik vry van al die bekommernisse, en van al die angs in die lewe, so verbly jou in die klein ou goedjies in die lewe, en los die groot goed uit, vermy oormatige begeerte.
Leef baie eenvoudig. En moenie bang wees vir die gode nie, want die gode meng glad nie in nie. En hier kom Paulus in die Nuwe Testament en hy praat direk teen hierdie filosofie in Handelinge 17, waar hulle gesê het, moenie vir die gode bang wees nie, want die gode is nie in jou lewe betrokke nie. En die moderne ding is, moenie bang wees vir die dood nie, wees minimalisties, leef 'n ou rustige lewe en leef sekulêr humanisties. Die vierde een was skeptisisme, ook 3 eeue voor die algemene era. Parow van Ellis. Sy kernidee was, ons kan nie seker wees wat is werklik en wat is waar nie. En daarom moet ons alle oordeele wat ons vel opskort, want eintlik weet jy nie. Jy moet nederig wees. Hy het gesê, kom ons twyfel aan metafisiese sekerhede. Goed wat ons nie kan sien of meet nie. Kom ons kry 'n epistemiese nederigheid, 'n nederigheid oor wat ons glo en waarom ons dit glo. Wees nederig daaroor, want jy kan nie daarvan seker wees nie. So vermy dogmatisme. Modern sien ons dit in postmodernisme, in radikale relativisme en in sekere akademiese kritiese teorieë. Dis 'n nederigheid, dit is nogal mooi. Vyftens en laastens is dit neoplatonisme. Dit was in die laat Hellenistiese era en die vroeg Romeinse era. 3 eeue na die algemene era, na Jesus. So ons spring nou baie ver. So hy kom nader aan dit wat my en jou ten sterkste beïnvloed het, omdat daai goed direk in die kerk se drinkwater beland het. Wat jy hier kry is Plotinus. Plotinus het Plato se dualisme gevat en daarmee gewerk. En hy het gesê, alles emaneer uit die een. Dis 'n metafisiese bron. Nou, ons het dit mos reg aan die begin gehoor. Voor die filosofe. Daar's 'n metafisiese bron waaruit alles kom. Hier kom hy weer met daai storie. Die siel moet terugkeer na die een. En hoe doen hy dit? Deur kontemplasie moet die siel terugkeer. Die kenmerke hier was baie sterk, 'n hiërargiese kosmologie. Daar's 'n dualisme tussen geestelik en materieel. Daar's 'n mystieke vereniging met die bron, daar waar ons vandaan kom. En daar is nou 'n siel wat uit die liggaam opstyg en leef daar in 'n metafisiese riem. In die moderne tyd loop ons om so raak. Dis oerstroom spiritualiteit, ons ken dit. Baie mense sê, onthou waar jy vandaan kom. Jy kom uit 'n bron, jy gaan teruggaan na daai bron toe. Dis 'n neersien op die werklikheid, op die fisiese werklikheid, op die liggaamlike en op al die goed. Dis 'n nie identifisering hiermee nie, maar jou identifikasie daar vind. Dis 'n eenheidsbewussyn. Nou praat ek nie van eenheid omdat ons almal sterstof is en so fisies een is nie. Ek praat nou van 'n metafisiese eenheid. Iets wat onsigbaar is. En is ook sekere New Age denke. Nou kerkvaders wat hierdie goed geëgo het, die sterkste ou wat hiermee gewerk het, was Augustinus. Hierdie skole het antwoorde probeer gee binne in die Hellenistiese leefwêreld op 'n vraag wat in al hierdie mense se koppe was, wat ek en jy goed ken, maar vir hulle was dit nuut, vanweë hierdie nuwe wêreldstaat wil ek sê. Die vraag was, hoe leef mens in 'n groot onpersoonlike kosmos na die val van jou stadsstate, daar waar jy in jou dorpie was en jou identiteit en alles daar gevestig was. Die Cynicus het met ander woorde gesê, verwerp die kultuur. Die Stoïsyn het gesê, beheer jouself, want jy kan niks hier buite beheer nie. Die Epikureer het gesê, vind vir jou rustige klein plesiertjies en sny jou af vir al die res. Die skeptikus het gesê, weet minder, moet van minder seker wees, moenie saam met die ander mense filosofeer en stry en so seker wees van metafisiese goed nie, wees maar net nederig en weet maar net, jy weet eintlik nie veel nie. En die Neoplatonus het gesê, keer terug na jou bron, raak kontemplatief, hierdie wêreld is deurmekaar, hierdie wêreld is kompleks, hierdie wêreld is rof. Wat is dit wat dit vir ons sê vir oggend? Ons leef met al 5 daai elemente, en ek dink as jy so daarna geluister het, dan herken jy dit, want ons leef vandag nog met hierdie skole saam, en ons leef onbewustelik daarmee saam. Die Christendom was 'n Joodse beweging in 'n Griekse wêreld.
Sommige idees van die Jode het gebots met hierdie nuwe Griekse idees, maar ander is geassimileer. En met verloop van tyd het die Griekse invloed al hoe sterker geword. Ek wil iets vir julle net vinnig hier sê wat ek ook nie beplan het nie. Kom ons neem byvoorbeeld 'n debat soos die gay debat. Dan sal mense sê, maar okay goed, as jy dan nou wil afkerend wees teenoor gay wees, wat daarvan dat jy 2 stowwe saam het in jou hemp? Wat daarvan dat jy seekos eet? Dan hou mense nie tred met die feit dat daai ou wette was wat teen die tyd dat die Nuwe Testament daar was, en veral die bestel met Jesus, daai wette het verval. Jy kan nie daai argument voer nie, want ons gooi een groot kombers oor die hele Bybel en besef nie, dit het oor 6000 jaar 'n ontwikkeling verteenwoordig in die denke van die Jode. As jy 'n ding daar in die begin gaan haal, toe die Jode nog nie vir Grieks was nie, en voordat Jesus gekom het en die Here Evangelie ingeskop het in die Nuwe Testament, dan jy kan nie daai goed gaan haal en kom toepas hier laat in die Nuwe Testament nie. Dis doodgewoon nie hoe dit werk nie. Dis belangrik om te verstaan waar lê die denke. Abel het altyd gesê, if you quote me, date me. En as jy die Bybel aanhaal, moet jy gaan sê, in watter era is daai goed gesê. So dis belangrik om te weet, dat die vergrieksing binne in hierdie Joodse godsdienst, en wat later 'n Christendom geword het, verseker is, het al hoe meer vergrieks. Al hoe meer vergrieks. So wanneer mense vandag dus praat van terugkeer na die bron, ontsnap uit materie, jou ware self is jou bewussyn, die rede is die hoogste goed, jy moenie jou emosies glo nie, die liggaam en die fisiese wêreld is skaars belangrik of werklik, dan herhaal hulle ou Griekse denkpatrone. En hier is 'n nuwe identiteit wat in die mens plaasvind. Is 'n identiteit wat klem plaas op die individu en nie meer op die stam nie. Jy word nou sterk individualisties. Voorheen was jy deel van 'n groep, van 'n stam, van 'n nasie. Nou begin mense hulle self sterk as individue sien. Jy kies vir jou 'n filosofiese skool, jy vorm aan jou eie karakter, en die idee van selfontwikkeling was hoog mode. Dit klink asof ek van vandag praat, maar dit is waar dit begin het. Omdat die rede vir Plato so ongelooflik belangrik was, belangriker as enigiets anders. En ek het dit nou al by herhaling gesê, maar ek gaan dit vandag net weer in klippe so uitpak vir ons. Ek en julle se Afrikaner godsdiens en intellektuele kultuur is die produk van 'n vermenging tussen oud-Joodse, monistiese, toe die mens nog nie 'n geestelike wese was nie, maar net 'n mens, 'n wese wat asemhaal, en latere Griekse konsepte in die Bybel, maar ook in die Griekse filosofie. En dis 'n mondvol. Want Christene besef nie vandag dat die waardes wat hulle uit die Ou Testament verkry, 'n ander weergawe is van Joodse denke as dit wat na die vergrieksing, na die Hellenisme posgevat het nie. Daarom, en nou gaan ek dit baie eenvoudig stel, en dit vreeslik vereenvoudig. Ons erfenis is Joods, later Joods, Hellenisties Joods, Grieks, Christelik en Oosters. Nou waarom las ek nou die Oosterse filosofie hierso by? Omdat baie van die konsepte van die Ooste ook in daai era se denke beland het, want Alexander die Grote se verowerings het verby Indië tot in die hedendaagse Pakistan gestrek, en daar was skouers geskuur met Oosterse filosofie. Baie historiese beweer dat Pyrrho, die skeptikus, wat die ou was wat skeptisisme se stigter was, dat hy deur Indiese wysgeere beïnvloed is toe hy hulle ontmoet het, en dat hy sy losmaak en sy geen oordeel nie konsep direk uit boeddhisme gekry het. Ons denke is dus vandag afkomstig uit Genesis, Psalms, die dominee, die pastoor, die koeksuster, die sweepklap, die pannekoek, die volksspele, maar ook al die goed in die Hellenistiese
era, en dit speel 'n sterker rol as wat ons gedink het. Want ons oupas wat die swepe geklap het, ons dominees wat hulle preke gepreek het, en ons oumas wat titkoeke en terte gebak het almal met hierdie Griekse idees geleef, sonder dat hulle geweet het dat dit in hulle drinkwater beland het. Wat het dit nou, en dit gaan ek vinnig sê, vir die Joodse kultuur ingehou? En nou wil ek weer sê, waarom praat ek oor die Joodse kultuur? Want ek en jy kan ons nie losmaak van die Bybel nie, al probeer ons hoe hard. Ons is nou te oud, die goed het iewerster in ons kom lê, en ons het dit gemeng en geskommel totdat ons pas of nie pas nie, en of ons nou negatief daarmee te doen het of positief daarmee te doen het, maar ek en jy se denkraamwerk is gevorm in die kerkewêreld wat gebaseer is op 'n Joodse kultuur. So hierdie Jode leef in daai kultuur van die Grieke, en hulle begin Grieks praat, hulle woon in Griekse stede, hulle word blootgestel aan 'n gimnasiumkultuur, aan filosofie, aan kuns, en sommige assimileer dit, en ander weerstaan dit. Daar was groot spanning, sê hulle, in Jerusalem, toe hulle in Jerusalem 'n gimnasium wou oprig, want dit is daarom nou net te Grieks, hierdie klomp nakende mense wat hier aan die oefen en sport beoefen raak. Want die Hellenistiese leefwyse was glad nie neutraal nie. So Jode het daarvoor gegaan, of hulle daarteen gekies, want dit het 'n nuwe identiteit gevorm. Want kultuur is deel van jou identiteit. En hier raak het vir my byna komies, wanneer ons as Afrikaners deesdae so sterk met Israel identifiseer, asof 'n ongekontamineerde en eenlynige Joodse denkwyse ons eie geword het. Ons besef nie hoe hy oor Griekse klippe gehardloop het, voordat hy in ons koppe beland het nie. Ons is baie meer Grieks filosofies, as wat ons enigstens Joods is. Want as dit so was, dan was ons vandag maklik ortodokse Jode, want Jode het monisme voorgestaan. Daar is nie 'n siel wat ewig lewe in 'n liggaam nie, jy's net 'n mens wat asemhaal. So die mens se identiteit is ingrypend verander. Waarvan praat ek nou? Ek praat onder andere van die liggaam in die individu se kop in die Hellenistiese era. Hierso word die liggaam nou geskei van 'n siel. Die liggaam is in 'n laer rangorde, maar onmiddellik het jy hierdie spanning, want 'n mens is maar net 'n mens. Jy kry hierdie geweldige klem op oefening en sport, en is nogal naak. Die liggaam word bewonder vir sy estetika, en jy hoef maar net na die kuns en die beeldhouwerk te kyk, om dit te besef, alhoewel hulle baie realisties was in hoe hulle het uitgebeeld het, maar daar was 'n viering van die liggaam, en hy word bewonder. Maar terselfdertyd word die liggaam daaronder geplaas in hiërargie, en word daar gesê, jy moet hierdie liggaam in bedwang hou. Jy moet hierdie liggaam beheer. Die verstand is ook hoër as wat emosies is, en jy moet emosies ook deur die verstand in bedwang hou. En daai interessante spanning leef vandag nog. Ons vier die liggaam, en ons maak die liggaam verdag. Ons leef in 'n obsessie met voorkoms in ons dag. En reg langs dit, in dieselfde koppe, het ons 'n wantroue en 'n skaamte oor ons fisiese begeertes en ons liggaam. En dit is 'n digotomie wat binne in ons almal 'n spanning veroorsaak. Nou kom ons sit gou-gou vir Paulus, vir wie ek en jy baie keer nie kan uitstaan nie, en dis omdat hy te veel van ons denke gevorm het, in hierdie wêreld. Hy leef en leer in hierdie Griekse wêreld. In Korinte, in Efese, in Filippi. Hy praat Grieks. Hy ken die kultuur. Nou praat hy ook van liggaam, gees en selfbeheersing. Want hy werk in 'n gehoor wat Hellenisties is. Maar hy doen dit as 'n Jood. Nou praat hy half platoniese taal van emosie en rede is geskei, en liggaam en gees is geskei, maar hy glo dit nie eintlik nie, want vir hom is daar nie 'n platoniese ding van, jy gaan jou liggaam uit jou liggaam uit ontsnap, en in 'n nuwe bewussynsfeer voortleef vir ewig, en dan is jy klaar met jou liggaam, jy moet uit hierdie tronk uitkom nie. Hy het nie daai idee nie, want hy is 'n Jood. So wat doen hy nou? En ek het dit al vir julle gesê, hy sê, nee, hierdie liggaam gaan opstaan. So die liggaam word geïntegreer, want vir hom is die hele plan van God
met die wêreld en met mens, is dat fisiese realiteit en geestelike realiteit bly alles een. So daar word nooit van die liggaam ontslaag geraak nie, net vir 'n klein rukkie, wanneer jy doodgaan, totdat jy weer met jou liggaam verenig sal word. Maar hy praat in 'n omgewing van mense wat tussen die twee wêrelde leef. En hy gebruik die taal, maar hy gooi sy konsepte baie rond. Hy doen eintlik wat ek en julle ook maar vandag doen. Ons gebruik lingo uit verskillende spiritualiteite en filosofieë en ons ryg dit aan mekaar en elkeen van ons het 'n ander storie. Dis baie interessant vir my. Elkeen het sy eie storie, maar ons gebruik dieselfde taal. Maar die konsepte kry verskillende betekenisse. Want ons dink eintlik, ons het nou 'n nuwe spiritualiteit beet, maar ons is glad nie besig om so onafhanklik te dink nie. Ons brou 'n sop met bestanddele wat al lankal bestaan, en wat soms glad nie saam hoort nie. Maar ons kom nie agter dat ons partymal 'n bietjie verward dinge papegaai nie. En ek gaan net nou dit uitspel in 'n voorbeeld. Nou 'n praktiese voorbeeld van hoe Paulus deurmekaar was is, in Korinte was daar 'n verskriklike klem op retoriek, want dit is nou tipies Grieks, jy moet slim wees. En die rede is belangrik, so hulle debatteer. En hy gaan toe en hy lewer 'n opspraakwekkende toespraak teen hierdie arrogansie van die rede. En hy sê vir mense, jy moet swakheid kies, want dit was baie Grieks om jouself tentoon te stel, en om te wys hoe slim jy is, en dit is mos maar in die akademiese wêreld vandag nog so, ek moet wys hoe slim ek is, en dit is my identiteit. En Paulus sê, nee man, ons moet swakheid beklemtoon. Maar wat vir my so interessant van hom is, hy probeer die Hellenistiese kultuur van rede eer, probeer hy teëgaan, terwyl en hy sê, kom ons herdefinieer ons waardes, weg van hierdie waarde af, dat jy so slim is en jy kan grootkop kry daaroor. En die volgende oomblik as jy van sy goed lees, dan kry jy nie iemand wat meer spog as hy nie. Hy weet alles. En al die ander mense wat ander goed praat nonsens, en dan beroep hy hom nogal daarop dat hy dit wat hy gehoor het by die Here gehoor het. En die ander mense het seker maar hulle goed op ander plekke gehoor. So hy was ook maar net so beter weterig, soos almal in Griekeland en soos ek en jy. Maar wat het dit vir my en jou nagelaat? Hierdie ding van individualisme, selfontwikkeling, die belangrikheid van opvoeding, die wêreldtaalkonsep en kosmopolitaanse ingesteldheid, wat ons weier laat kyk as ons eie nasie, 'n dualistiese spanning tussen verstand en emosies, tussen liggaam en geestelikheid, filosofie as 'n praktiese lewensgids, al ons praatjies oor geestelike identiteit en ons ware self. Ons idee dat ons almal metafisies een is. Ons geloof in 'n transcendente bron. Ons idealisme en ons perfeksionisme, omdat Plato gesê het, die werklikheid is nooit so oulik soos die idee nie. En die werklikheid is 'n sirkel, maar redelik gebrekkig. Die idee is perfek, en daar sit ek en jy vandag nog die hele tyd besig om onsself te ontwikkel met 'n idee van hoe 'n mens moet wees in jou kop, 'n perfeksionisme en 'n selfveroordeling daaroor, terwyl ons die hele tyd voel, ek lyk nie soos die ideaal nie, ek lyk nie soos ek moet lyk nie. So as jy vandag selfhelpboeke lees en jy is behept daarmee, dan staan jy in 'n Hellenistiese tradisie en spanning. En ook wanneer jy na 'n dieper sin in die lewe soek daarbo, want hierdie is nie eintlik die werklikheid nie, leef jy ook in daai spanning. En hier is dit nou op Instagram, en ek weet nie of julle dit sien, of dit net my algoritme is nie, maar wanneer jy half nakend met 'n handdoek om jou lende vir Instagram poseer in die badkamer van 'n gym, dan op 'n Sondag weer in 'n wit gewaad sit en mediteer hier so by die tempel by Bronkhorstspruit, dan leef jy tipies in daai spanning tussen liggaam en gees. En daai spanning het ons nog nie verlaat nie. So vergin my nou vanoggend so sagte ontmaskeringkie. Ons dink dikwels, ek en jy, ons leef in 'n suiwer moderne wêreld, maar ons leef in 'n Hellenistiese raamwerk. Ons kies individu bo groep. Ons kies rede bo die mites. Ons kies selfontwikkeling as 'n lewenslange projek. Ons kies spiritualiteit wat jou identiteit van jou liggaam losmaak.
En dan, ironies genoeg, kies ons wel kultuur as 'n groot deel van ons identiteit. En dit is nie verkeerd nie, maar dit is nie neutraal nie, en dit is ook nie nuut nie. So die vraag vir vandag is, as 'n kultuur vir my en jou so vorm, nog steeds, sonder dat ons dit besef, wie is ek nou werklik? Is my selfbeeld, dit wat ek van myself dink, hoe ek myself identifiseer, is dit oorspronklik? Of is dit oorgeerf van 'n wêreld van 2300 jaar gelede? Ons hoef nie die Hellenistiese leefwyse te verwerp nie, dis nie wat ek sê nie, maar ons moet dit herken. Want as 'n mens nie sien in watter water jy swem nie, dan sal jy dink, dis maar net 'n onvermydelike werklikheid. Jy sal nie besef dat jy in 'n spesifieke swembad swem nie. Dis nie die groot oseaan nie. Nou in praatjie 4 het ons gesien waar sekere idees begin het. En vandag praat ek oor hoe daai idees ons, my en jou, leefwyse geword het. Ons leef in daai nalatenskap, en ek voel, werklike volwassenheid en oorspronklikheid is nie om buite jou kultuur te gaan staan nie, maar om te weet watter kultuur jou gevorm het en te erken dat dit gebeur het. Want as ek en jy ons erflating erken, dan kan ons kies hoe ons daarin leef. En my voorbeeld hier is, as jy jou ouers se huis geërf het jy nie daar ingetrek en net so daar gebly nie. Jy en jou lewensmaat het gaan en besluit, watter van hierdie meubels wil julle behou en watter wil julle laat gaan? Wil julle van die vertrekke verander en hoe gaan julle nou op 'n nuwe manier in hierdie huis leef? En dit is wat ek en jy behoort te doen. Dis 'n baie goeie manier om te dink oor ons denke. Ons moet in ons eie koppe instap en sê, ek het 'n hengse klomp konsepte geërf, ek het nou in hierdie reeks baie van hulle vir ons blootgelê. Hulle leef in my kop nie omdat ek wakker geword het en besluit het dis waar nie. Hulle leef in my kop omdat hulle in my DNA en in die kultuur in my kop beland het. En dis soos 'n huis wat ek geërf het. Ek moet besluit, gaan ek al hierdie meubels regtig hou? Want as ek hulle hou, beteken dat ek leef soos oupa en ouma. Ons is nog Grieks. En ons weet dit nie altyd nie. Baie mense sê trots, ek is nie meer gebonde aan antieke denke nie. Maar ek gaan vandag 'n ongemaklike stelling maak. Baie van ons mees moderne, spirituele idees is ou Griekse idees in nuwe klere. En baie van ons interne konflikte tussen rede en mistiek, tussen liggaam en gees, is hoegenaamd nie persoonlik nie, dis histories. Baie van ons kerkverlaters, ek en jy, se idees is geensins nuwe spiritualiteit nie. Dit is 'n uitstappie terug na 'n tyd voor die Christendom, na antieke opvattings soos oerstroom as bron, geesmens as onsterflik, liggaam as 'n tydelike tuiste vir 'n ewige siel, reïnkarnasie, eenwees op 'n metafisiese vlak ensovoorts. Dis 'n antieke sop wat in 'n skottel wat by Carol Boys gekoop is, geskep is. Maar dit maak dit nie minder antiek nie. Elke dag lees ek slagspreuke, en ek bedoel elke dag, op Facebook, wat vir my na die papegaai geleide klink van hierdie antieke sop. Eensydige stellings wat aanspraak maak op die etiket van waarheid. In hierdie week wat verby is, lees ek Eckhart Tolle sê, en hy is tog nou 'n hedendaagse spirituele filosoof. Hy sê, as jy iets in iemand sien wat jou irriteer, moet jy altyd weet dat dit in jou ook is. Baie mense gaan dadelik sê, yes, like. Ek sê nee. Dis nie waar nie. Waarom sê ek dis nie waar nie? Omdat moderne sielkunde aan ons uitgewys het dat ons boontoe en ondertoe vergelyk. Baie van ons veroordeel en raak geïrriteerd met mense, juis omdat hulle swakhede het in areas waar ons bitterlik sterk is. En as ek kan verstaan dat hulle dit nie kan baas raak nie. So hierdie stelling van hom is net so onwaar as sekere tekste in die Bybel. Ons moet gerus ons heldeverering vir hierdie hedendaagse gurus ook maar gaan neersit langs ons irritasie met Paulus en al die ander mense van antieke geskrifte. Want Eckhart Tolle
benodig 'n kursus, 'n baie goeie kursus in sielkunde, sodat hy kan ophou om sulke stellings te maak. En eweneens benodig mense wat goedsmoeds glo dat 'n mens se ware identiteit slegs in jou siel lê, 'n kursus in neurowetenskap en biologie, sodat hulle wetenskap kan bywerk en sien of dit nie van hulle aannames vanuit antieke mistiek kan verplaas nie. My ouma het altyd vir my gesê, en ek was 'n verskriklike lui student. Ek is nou 'n late bloomer as dit kom by studeer. Sy het my altyd gesê, ek het by hulle gebly op universiteit, Flip, ek sien jou nie genoeg by jou lesenaar nie. Jy's te lui vir leer. Sy was reg. Maar sy moet dit vandag vir almal van ons kom preek wanneer ons uit slagspreuke leef en nie uit 'n grondige kennis en insig nie. Die Grieke se grootste filosowe het ook nie die laaste seggenskap nie, en wanneer hulle rede hoog ag, moet ons besef dat filosofie wat van wetenskap geskei is, ook nie goeie wêreldbeskouings kan oplewer nie. So kom ons praat nou oor hierdie Griekse mensbeeld, wat vanoggend in my en jou eksistensiële angs veroorsaak. En om te verstaan hoe diep dit gaan, moet ons net weer gehoor wat het Plato gesê. Hy het gesê die wêreld van forme of idees is werklik. So die idee, die ideaal is werklik. Die sigbare wêreld is 'n skadu en dit is ontoereikend. Die siel is edeler as die liggaam en die rede is die hoogste funksie van jou siel. Die liggaam is veranderlik, hy's broos, hy's sterflik. Die siel is na aan die ewige. Nou let nou op, hy het nie 'n afskie vir die liggaam gehad nie, maar daar was 'n rangorde. En sodra daar 'n rangorde is, dan begin jy goed van mekaar skei, hoër teenoor laer, afgeskeie teenoor geïntegreer, ewig teenoor tydelik. En daai rangorde sit vandag in my en jou westerse wêreldbeeld. Dit beïnvloed ons al vir 2000 jaar. Dit het ons in dieselfde knyptang as wat die mind die ooste het. Dis 'n knyptang en dit is antiek. Ek wens met my hele hart, ek sê dit net vir julle baie eerlik, dat almal 'n slag wil terugplons in hulle lywe en die enigste werklikheid waaraan ons kan vat, wil begin eer as die plek waar ons neergesit is om te wees en ophou sweef na bo en strewe na bo en na ideale en doodgewoon net leef. Mens kan amper sê, smell the coffee and the roses. Hierdie wêreldbeeld was heeltemal anders as hoe die Jode begin het, en dit is 'n ding wat ek my hoed vir hulle voor afhaal, dis daai geïntegreerde mensbeeld, daai respek wat hulle gehad het vir die mens as 'n eenheid, vir die wêreld waarin ons leef, vir hierdie lewe wat jy gekry het, en glo ek met my hele wese, een lewe per persoon, een lewe, nie 'n siel wat 'n liggaam net bewoon soos 'n tent nie, 'n eenheid. Jou hoop is nie op ontsnapping uit materie nie. Jou fokus is nie die hele tyd daarbo in die wolke nie. Jou hoop is op 'n herstel van die aarde, en in ons geval, terwyl jy hier is, werk jy aan hierdie wêreld. Die hoogste vorm van lewe is nie 'n ontliggaming nie, maar is 'n beliggaming. En dis vir my iets belangriks om te verstaan. Want selfs vir die Christene met hulle sagte dualisme is daar nog hierdie ding van, dis eendag in my verheerlikte liggaam, in my hemelse woning en so aan. So, daai goed het ons almal in 'n greep beet. Maar dit is ook maar deur mekaar hoor, want Christene sê hierdie goed. Ek is 'n gees, ek het 'n siel en ek woon in 'n liggaam. Maar dit klop nie met die stelling wat dieselfde Christen maak as hy sê, ek gaan eendag uit my graf uit opstaan en saam met Jesus op die wolke hemel toe vaar nie. Want hoekom moet jou liggaam uit die graf uitkom as jy 'n gees is wat net nou in 'n liggaam woon? Want jy mos nie in ewigheid, daar waar tyd en ruimte nie meer 'n rol speel nie, het jy mos nie meer 'n liggaam nodig nie. So hulle kom ook nie agter hoe deur mekaar het die teologie en die filosofie daar geraak nie. Dan spring ons vinnig na Paulus toe om to smooth it over en sê, nee, maar dit gaan 'n verheerlikte liggaam wees. Onthou, 'n geestelike liggaam. Maar jy weet, dis maar om te probeer staan met een voet in elke wêreld. Nou hierso, waar hierdie mense met hierdie Griekse filosofie gekom het,
voel ek, as ek en jy vandag kan besef, ongetwyfeld het dit ons beïnvloed. En Renaissance, ek sal nie vir julle hierdie reeks praatjies gee. En kyk, is nie gewilde praatjies hierdie nie. Ek sien dit hier, en ek sien dit op YouTube, maar het maak nie vir my saak nie. Die wat wil hoor, hoor. Ons moet nie dink, want al is ons teengoed opgestel wat ons geleer het. Die invloed daarvan is soms net so sterk soos wanneer jy daarvoor is. Dan moet iets niets gebore word in ons denke. We need to get our stories straight, want ons dink ook so te deurmekaar. Ons moet kyk na ons erfporsie. Nou ek wil nou land, so ek gaan nou 'n klomp goed uitlaat, want dit het nou alreeds baie laat geword. Maar kom ek sê, hier sit ons vandag. Sommige van ons is misties, sommige van ons is baie intellektueel en beskou dit as die hoogste goed. Ander sukkel met die Christelike liggaams- en wêreldsverdagmakery en glo ons identiteit lê in ons ware self wat onsigbaar is. En so kan ons aangaan. Maar ons moet hierdie goed gaan besoek en ek gaan daarop nie nou ingaan nie, ek wou, maar ek gaan nie daarop ingaan nie. Daar is nie neurologies wetenskaplike bewyse daarvoor dat 'n mens moet twyfel in hierdie ware self as jou ware identiteit. En dit het te doen met demensie, dit het te doen met narkose, dit het te doen met wanneer daar skade kom in die deel wat mense se emosies beheer, dan kan hulle skielik, alhoewel die rasionele deel nie skade gekry het nie, kan hulle nie besluite neem nie. Het alles dui op uit die wetenskap, en ek gaan dit net opsommend sê, die wetenskap dui op 'n geïntegreerde mens. Jy kan nie die goed so van mekaar skei nie. En nêrens sien 'n mens, as mense skade in hulle brein het, of daar's 'n erge demensie, of hulle karakter verloor, dat hulle begin snaakse goed doen, wat ek en jy voor sal frons en wat nie aanvaarbaar is nie. Waar is daai gees, wat dan nou die ware identiteit is, as hierdie mens totaal en al iets anders vir ons vertoon? Ek sê nie daarmee dat die wetenskap al alles ontdek het nie. Ek sê ook nie daarmee dat daar nie dinge is wat ons kennis ontwyk nie. Maar wat ek sê is, ons glo hard en seker en verbete metafisiese voorwetenskaplike aannames oor die samestelling van die mens, wat nie bewys is nie. So ons kan nie hierdie goed verkondig as waarheid nie. Ons moet sê, ek dink voorlopig. En as jy uit antieke monde praat, moet jy erken wat jy besig is om te doen. En dan moet jy ook vir jouself vra, waarom doen ek dit? En dit is belangrike vraag. So vra ek nou vandag, ons moet ons verwondering verloor, nie allermins, ek vra dit nie. Maar ek vra, ons moet dit anker. Ons moet dit anker. Ons hoef nie te kies tussen wetenskap en betekenis nie. Maar ons moet die wetenskap intrek in ons beredenering en steeds diep mense wees. Aards wees, terwyl ons dink, mediteer, dig, of aan 'n fietswedren deelneem. En hierso is nou, ek het nou klomp bladsye oorgeslaan, kan jy dink hoe lank sou julle gesit het? Maar ek wil dit vir ons vanoggend sê, vergeet van Plato, wat jy laat glo, dat jy nie 'n ideale mens is nie. Jy's net 'n skadu van wat jy eintlik moet wees. Vergeet van Paulus, wat jou laat glo, dat jy daar diep in jou gees perfek is, maar in die werklikheid nie aanvaarbaar nie. Veral nie vir God nie. Vergeet daardie idee versus realiteitsstorie. Want daarmee vernietig jy nie net jouself nie, jou selfbeeld nie, jou realisme oor wie jy is nie, maar jy vernietig dalk vriendskappe en jou huwelik. Want niemand kan kers vashou by idealistiese idees nie. Leef en geniet dinge soos hulle is, en wanneer jy aan jouself werk, wees gelukkig met wat jy bereik, en hou op om jouself aan 'n goddelike wese, 'n gees of 'n idee te meet, want idealisme maak mens minder gelukkig as doodgewone realisme. Dit was my storie. Dankie Jannie en Karen.
Net was 'n vinnige enetjie, ek moet by hulle leer. Kom ons gaan drink koffie vir die van julle wat lekker tyd het daarvoor en kuier met mekaar. Dit sal wonderlik lekker wees en ons luister nou terwyl hulle ons by hierdie deur uitspeel. Baie dankie Karen en Jannie. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.